'n veewagter toe God in hom verskyn op die berg Horeb. 'n stem uit die brandende doringbos wat nie wou uitbrand, het sy aandag getrek. Toe die Here sien dat hy nader kom, roep hy Moses uit die doringbos. God sê moenie nader kom, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. Ek sê God, die Here God, God van Abraham, Isak, God. Hallo my liewe mens, ja, Ben en Francis en jy by die Braambos en in die oomblik is heilig, want God se Heilige Gees wil met ons praat en baie ouens dink, dis verskriklik lekker om hier te sit, dis verskriklik lekker om te sê wat jy wil, want jy het vryheid van spraak, en ek wil jou onmiddellik sê, dit is nie so maklik. Het is nie so maklik om hier te sê, en te sê, so sê die Here nie. Want elke woord word geweeg, en die woord van God sê, ek gaan met 'n dubbele maat gemeet word. En nog 'n ding, dis nie so maklik om te vir ouens te sê, is jy nie dalk van die pad af nie. Want ons is so lief vir onsself, ons beskerm onsself so graag, dat almal dink, hulle is volmaak, hulle is almal Christene, wedergebore op pad hemel toe. En die woord van God sê, 2 gaan op die bed wees, 1 gaan en 1 gaan agterbly, 2 op die land, 2 in die kerk, 1 gaan en 1 gaan bly. Wat beteken dat die helfte, sê die woord van God se statistiek, gaan nie saam nie. Watter een is jy dalk vandag? Watter een is jy dalk vandag? Ek gaan iets sê en dit gaan jou onmiddellik irriteer, en asseblief moenie die TV afsit nie, want dalk wil God met jou praat vandag. Hy praat met my, so hy kan dalk met jou ook praat. Die Heilige Gees van God vra vir my, Ben, watter gees woon in jou? En ek is hier om vir jou te vra, God vra vir jou, watter gees woon in jou? En die oomblik as ek dit vra, dan is mense dadelik onrustig. Ek is 'n goeie kind van die Here. Iemand sê nou die dag vir my, ek sê, Tannie, hoe weet jy gaan hemel toe? Sy sê, want al die mense by die kerk hou van my. Die ander een sê, want ek het my dood gewerk vir hierdie kerk. Die ander een sê, ek doen al die regte goed. Ek gaan kerk toe, gee my 10de, ek. Maar luister wat sê God se woord. In 1 Johannes 4 vers 1. Geliefdes, dis nou jy en ek. Geliefdes, glo nie hier's ek terug met daai hoesie. Glo nie elke gees nie, maar stel die gees op die proef, of dit uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. My liewe mens, watter gees woon in jou? Daar's so 'n gesegde van, ek gee myself die voordeel van die twyfel. Dit word nogal baie in ons regstelsel gebruik. Jy moet bo redelike twyfel kan bewys, iemand het gesteel. Ons het so rukkie terug so ding afgetrap by die kerk, wat geld gesteel is, en toe sê die hof, maar is dit bo redelike twyfel? Ons weet dit is so, maar is dit bo redelike twyfel bewysbaar? Maar ek wil vandag vir jou vra, bo redelike twyfel, watter gees woon in jou? Ja, ek vra myself dieselfde vraag. Ben, watter gees woon in jou? Hoekom vra ek dit?
Ek wil nie baie lees nie, maar ek word partykeer gedwing om te lees. Luister wat sê Kolossense 2 vers 20. Luister wat sê Kolossense: as julle dan saam met Christus die eerste beginsel van die wêreld afgesterf het. Ek het tot bekering gekom. Ek is nie meer 'n sondaar nie. Ek is nou 'n Christen. Waarom is julle asof julle nog in die wêreld lewe, onderworpe aan insettinge soos raak nie, smaak nie, roer nie aan nie? Hierdie is 'n wonderlike woord. Jy kan nie ophou om lief te wees vir die woord nie. As jy nou hierdie groot Christen is en jy sê hierdie wêreld afgesterf, waarom worry jy oor wat mense aantrek en hoeveel geld hulle ingooi en hoeveel geld jy ingooi en wat die predikant sê daaroor, oor ligte wat af is en wind wat by die venster ingewaai het? Waarom worry jy nog oor aardse goed? Almal dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan. Ons worry oor goed wat gaan vergaan. Ons oë is nie op die regte plek nie, volgens die gebooie en lering van mense. Ek is so bekommerd oor wat mense van my sê. Die woord van God sê op 'n ander plek, hy sê, waarom worry jy oor goed wat die vlees kan doodmaak? Worry jy goed wat die gees kan doodmaak? Lering van mense, wat alhoewel dit 'n skyn van wysheid is. Daai gees wat in jou woon, is dit nie dalk 'n skyn van wysheid in eie sinnige godsdiens? Dis waar ons eintlik wil kom, by eie sinnige godsdiens en nederigheid en gestrengheid teen die liggaam. Geen waarde het nie, maar strek tot versadiging van die vlees. Hoekom sal God vir ons hierdie woord gee vandag? Kom ek sê vir jou, hoekom sal God vir ons hierdie woord gee? Daar's iets in Christene, daar's iets in die kerk, daar's iets in leraars, daar's iets op kansels, daar's iets op radioprogramme waar die woord van God bedien word. 'n vals Heilige Gees. Daar's iets en hulle het 'n mooi naam daarvoor, maar as jy dit sê, dan ruk mense hulle op en hulle wil jou met klippe gooi want jy oordeel hulle. Nee, ek is nie om jou te oordeel nie. Ek is hier om jou vraag te vra. Jy moet jouself beoordeel. Introspeksie, man, is vir my so 'n mooi woord. Gaan sit met jou foon voor jou, man, ek like 'n selfie, dan kyk ek vir myself en sê ek, o, Ben Loubser, is dit hoe jy lyk? Is jy 'n wedergebore kind van God, gevul deur die Heilige Gees, onder die salwing van die Heilige Gees, gewederbaar, weergebore, 'n nuwe skepping in Christus? Of het jy 'n vals Heilige Gees, die godsdiensgees? Wat is 'n godsdiensgees? 'n godsdiensgees is, as jy hierdie woord letterlik uit jou kop uit ken en al die regte goed aanhaal en dink jy is altyd reg en jy's die enigste een wat reg is, meeste van die tyd, en jy het hierdie godsdiensgees, jy praat reg, jy sit reg, jy loop reg, jy sê die regte goed op die regte tyd. As jy nou in 'n Pinksterkerk is, sê jy altyd op die regte tyd. Amen. Jy klap jou hande reg. Laat mense jou kan sien en na jou kyk en sê, wow, ek het 'n ou gehad wat so mooi kon bid. Laat ek wou nie meer in die kerk bid nie, want ek kan nie so mooi bid soos daardie ou nie. Want ek het 'n godsdiensgees gehad. Ek
wou perfek wees, laat mense kan opkyk na my, the big I. Mense sê vir my, ek ken hulle persoonlik, dit gaan so sleg met hulle, hulle is op pad om geestelik dood te gaan, hulle leef in vrees, hulle leef in bewing, hulle leef, en dan sê hulle, dit gaan altyd goed met my. Dis 'n godsdiensgees, want dit gaan nooit altyd goed met almal nie. Jesus is so benoud, weet jy, ek spring sommer op daai kamera. Jesus is so benoud, hy lê op sy maag in die tuin van Getsemane, ek was daar, dis nie koekoejo gras, so dik nie, dis klippe, met sulke klein blommetjies, sulke rooi blommetjies orals op die grond, hulle is net so plat op die grond. As jy daar lê, dan sit seer. Hy's benoud. Hy sê, Vader, as dit U wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. Ek wil nie gekruisig word nie, ek is bang. Ek is bang tot die dood toe. Sy sweet word soos bloed. As jy vir hom gevra het, Jesus, gaan dit met jou goed? Wat sou hy gesê het? In hemelsnaam, nee, dit gaan sleg met my, ek is bang. Maar die godsdiensgees sê, dit gaan altyd goed met my. My kind is oorlede, my lewensmaat het weggeloop met iemand anders, my ander dogter is op drugs, ek het nie geld nie, ek het nie kos nie, ek het nie klere nie, ek moet my liggaam verkoop om vir brood op my tafel, dit gaan goed met my. Wie lieg jy? Vir jouself. Niemand glo jou nie. Jesus glo jou nie, want hy kan sien dit gaan sleg met jou. Plaas jy op jou knie val en sê, Here, in die naam van Jesus, red my uit hierdie net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Dis 'n godsdiensgees. Ek is so siek, ek kan nie leef nie. Ek kan nie loop nie. Ek kan nie asemhaal nie. Maar ek moet kerk toe gaan en ek moet op my plek sit en as iemand op my plek sit, dan tik ek hom so op sy skouer, dan sê ek, jy sit op my plek, move. Ek het nie kerk toe gegaan gister nie, pastoor, hoekom nie? Want een of ander aap het op my plek parkeer. Is daar 'n naambordjie op? Nee, maar almal weet ek, die pastoor parkeer daar. Ek het nie naambordjies by my kerk op nie. Ek stop waar ek wil, waar ek plek kry. Daar's nie 'n pastoorsparking. Ek het ook uitgevind, as ek 3 keer op hierdie plek parkeer, dan stop een van die getrouste ouens op my plek, dan stop ek 3 plekke nader. 6 weke later, dan stop hy weer daar. Park waar jy wil. Nee, ek moet in die kerk wees, want die pastoor gaan sien ek is nie daar nie. En tannie Annie met die groot hoed, sy gaan vir die mense vertel, ek het teruggeval. So ek gaan my kerk toe. Dis 'n vals Heilige Gees wat jou dryf. Dis 'n godsdiensgees wat jou dryf. Die woord van God is duidelik. Hy sê, hierdie brood is my liggaam. Hierdie wyn is my bloed, die Nuwe Testament. Doen dit so dikwels jy kan, maar moet dit nie doen as jou saak nie 100% reg is nie, want jy drink 'n oordeel oor jouself. Gaan staan voor in die huis van die Here as die nagmaal bedien word en kyk hoeveel mense gebruik die avondsmaal uit gewoonte. Want ek moet dit doen, want ek is nou hier en ek is onder groepsdruk. Want die godsdiensgees in my sê, we all going to heaven, we all going to heaven. We ain't all going to heaven. En die ouens wat dink, hulle is gered, omdat hulle godsdiensgees het, gaan hel toe. Daar's 'n hemelsbreë verskil tussen 'n godsdiensgees en die Heilige Gees van God. Ondersoek jouself.
watter gees woon in jou? En ek weet wat gebeur nou. Mense kyk en sê, man, ek is okay. Tannie sê vir my, man, daar's baie slegter mense in jou kerk as ek. Tannie, dis nie my kerk nie, dis die huis van God. Ek is net die voorman. Hy behoort nie aan my nie. Maar weet jy wat? Daai een wat jy dink, het dalk 'n Heilige Gees wat hom waarsku en hom leer om beter te wees, maar jy het 'n godsdiensgees. Omdat jy dink jy's beter as. Ek weet wanneer moet ek opstaan, ek weet wanneer moet ek sit, ek weet wanneer moet ek amen sê, ek weet wanneer moet ek sing, ek weet wanneer moet ek stil bly, ek doen al die regte goed. Is jy wedergebore? Is jy gevul met die Heilige Gees van God? Dis die bottom line, dis waar ons stop vanmôre. Dit help nie. Luister mooi. Dit help nie. Jy dink jy's wedergebore en jy is nie. Dit help nie, jy dink jy's goed omdat jy die regte goed doen, maar jou hart is pikswart nie. Ek ken mense. Ek weet van mense, ek werk met mense elke dag van my lewe. Daarom gaan ek elke dag 3-4 keer op my knie en sê, Here, was my in die bloed, vergewe my. As ek dink ek is beter as, vergewe my. As ek dink ek is goed, vergewe my. Net God is goed, sê Jesus. Net God is goed. Niks en niemand anders is goed nie. Hy ag homself nie is goed nie. Hy sê net God is goed. Maar die godsdiensgees het die kerke oorgevat, het die Christene oorgevat. As ek my 10de gee, as ek gereeld, nie elke Sondag nie, maar baie gereeld kerk toe gaan, as ek elke nagmaal gebruik, of ek nou reg of verkeerd is, as ek my kinders laat inseën, soos die woord van God sê, as ek gedoop is, dan moet ek hemel toe gaan. Ek kan 'n buite-egtelike verhouding hê, ek kan skinder, ek kan vloek, ek kan verslaaf wees aan porno of wat is hierdie dobbel, of ek kan doen net wat ek wil. Maar my godsdiensgees sê vir my, jy's okay. Jy's beter as die pastoor, jy's beter as hulle wat om jou sit, jy doen al die regte goed, jy sê altyd die regte goed. Hoe gaan dit met jou? Dit gaan altyd goed met my. As jy vir my vra, gisteraand kom ek by die bid hier. Hulle sê vir my, hoe gaan dit? Ek sê sleg. Hulle sê hoekom? Ek sê my vrou is siek in die bed. Ek is die naweek in Nelspruit, ek het my kar gestamp. Dit gaan nie goed met my nie. Want ek lieg nie. Dit gaan nie goed met my nie. My liewe mens, ek wil by jou pleit vandag. Ek wil by jou soebat vandag. Pas op vir die godsdiensgees wat ons koester en wat ons navolg en wat ons mee saam wil loop, terwyl ons God kruisig elke dag, omdat ons nie wedergebore wil wees nie. Want wedergebore beteken dalk ek moet iets doen. Wedergebore dalk ek moet 'n fool van myself maak om vir iemand in die straat te gaan bid. Wedergebore beteken dalk ek kan nie vandag aan die avondsmaal sit nie. Wedergebore, wat die Heilige Gees vir my sê, nee. Ek kan nie. Ek moet altyd, dit moet altyd met my goed gaan. Dit gaan nie altyd goed met my nie. As hierdie jippe oppak en ek kan nie loop nie, dan gaan dit nie goed met my nie. Ek gaan nie vir jou lieg nie. Mense sê, maar pastoor, ek kan nie by jou kla nie. Ek sê, natuurlik kan jy by my kla. Vanaand as ek op my knie is, of vanmiddag as ek op my knie is daar in my binnekamer, dan kan ek sê, Here, hierdie persoon vanoggend het gesê sy voete seer. Ek kan van jou gaan skinder by Jesus, as ek weet, maar nou sê jy, dit gaan goed, want die godsdiensgees
sê, maar jy doen al die regte goed. We all going to heaven, we ain't all going to heaven. My liewe mens, dit het tyd geword, dat ek en jy, weer ernstig raak, oor watter gees, woon regtig in my. Ons is so godsdienstig, ons is so besig om die regte goed te, jy kan nie die regte goed lewe nie. Jy het die Heilige Gees van God nodig, maar as jy die vals Heilige Gees in jou het, weet jy wat gebeur dan? Dan hoor jy nie die Heilige Gees nie. Jy hoor nie die Heilige Gees nie, jy hoor die vals godsdienstgees. So as die Heilige Gees vir jou sê bid, dan sê die godsdienstgees, nee Ben, jy het nie nodig om te bid nie. Jy's dan 'n pastoor. Nee, ag, Benny, jy kan maar vanaand vroeg gaan slaap, jy hoef nie die Bybel te lees nie, jy hoef nie môreoggend stilte tyd te hou nie. Jy preek op die TV. Dis wat die godsdienstgees aan die kerk doen. En die Christene is so, wat is die regte woord? So selfvoldaan. Dis 'n mooi woord. Ons is so selfvoldaan. Ag, weet jy, ek is op die kerkraad, die musiekdepartement, die bidders, ek gee kos, wow, Jesus kan bly wees, pastoor, jy kan bly wees om my in jou kerk te hê. Ek wil liewester stikkende wedergebore kinders van God hê, sê die Heilige Gees, as 'n lot skynheilige Christene met 'n godsdienstgees. Die godsdienstgees is besig om die kerk te vernietig. Daarom sê God, as jy hierdie goed afgesterf het, hoekom hou jy aan daarmee? Hoekom hou jy aan daarmee? My liewe mens, ek wil hê, nie Ben Loubser nie, die Heilige Gees wil hê, ek en jy moet so 'n bietjie gaan stil sit. Sit al hierdie ligte af, sit al hierdie kameras af, sluit die deur, sit af. Here, hoe lyk ek regtig? Wie's Ben Loubser regtig? 'n wedergebore kind van God, vol sonde en ergernis en foute, wat daagliks tot bekering wil kom, wat daagliks sy nietigheid verklaar, wat daagliks gewas wil word in die bloed, wat elke tweede aand as hy in die bad klim, sy neus toe druk en onder die water verdwyn en sê, Here, doop my weer met water, was my weer af, van die vuil en die stof van gister, van my hare tot by my skoene, was dit af. Of, ag, ek is okay. Dit gaan altyd goed met my. Man, jy verstaan nie. Ek het Jesus in my. Terwyl die woord van God sê, as jy Jesus in jou gehad het, sou jy nie so opgetree het nie. Wanneer laas het ek en jy uitgekniel en voor die kansel op die mat gaan lê en gesê, in trane uitgebars en gesê, Here, was my in die bloed. Maak 'n uitnodiging. Dan kom maar so 3 of 4. Dan sit die godsdienstgees Christene net so. Roer, wat het ons net nou gelees? Roer my nie aan nie, raak my nie, smaak my nie, roer nie aan nie. Sit so. Ek draai net my oë, want jy sien, ek is okay. Ek is nie een van hulle nie. Dankie Here dat ek beter is as hulle wat uitkniel. Ek het dit nie nodig nie, want ek het 40 jaar terug tot bekering gekom. Die oom sê vir my, pastoor, weet jy dat daai 2 wat daar sit is LGBTQ? Daar sit 2, hulle is gay. Weet jy dit? Ek sê, ja, ek weet dit. Hy sê, met hulle wegjaag. Ek sê, nee, ek moet nie. Hierdie plek is vir die siekes. Hierdie plek het God gemaak
vir hulle wat stikkend is, wat moet tot bekering kom. Bid dat hulle tot bekering kom. Ek sê maar, weet jy wat daai tannie wat daar sit, sy skinder. Ag, sorry oom, dis jou vrou. En laas toe ek by jou huis was, al daai tools teen die rak wat jy sê unwritten privileges was, is gesteel by jou werk. Wie moet ek nou wegjaag? As ek hulle moet wegjaag, moet ek jou ook wegjaag. Hulle is hier oor hulle tot bekering wil kom. Jy is hier omdat jy 'n godsdienstgees het en dink jy's beter as hulle. Dink jy's beter as ander mense. Dankie ook soos daai man. Dankie Here dat ek nie soos hierdie tollenaar is. Dankie dat ek die regte goed doen. Dankie dat ek 'n groot deel van my inkomste gee. Dankie dat ek elke dag in die kerk is. Dankie. God sê, nee, jy's verkeerd. Godsdienstgees heers in Christene en ons laat dit toe, want ons kom nie meer tot bekering nie. Ons lê nie meer vir God en sê, Here vergewe my, oor ek 'n godsdienstgees het nie. Ons is so heilig, ons praat so mooi, ons sê altyd die regte goed, maar binne draai die duiwel rond. Binne vloek ons mense, binne haat ons mense. Ek moet afsluit, die tyd het my gevang, ek hou nie daarvan nie. My liewe mens, is jy gereed? Is jy gereed om voor God te kniel en te erken? Ek is gevul met 'n godsdienstgees. Ek is gevul met 'n vals heilige gees. Here, stop my in my spore, breek my bene as dit nodig is. Red my siel, was my in die bloed, maak my 'n nuwe skepping. Here, ek is op pad hel toe, met 'n Bybel onder die arm en salfolie in my hand. Ek is op pad hel toe, met 'n mooi titel in 'n groot gemeente. Ek is op pad hel toe, want ek is hierdie belangrike predikant. Here, red my siel, bring my weer op my knieë, laat ek God kan sien. Open the eyes of my heart, Lord, that I can see you. Nie die kerk en die godsdienst wat ek na myself kyk. Ek is so befaam. Ek is so goed. In hemelsnaam, Here, help ons, want ons is so verkeerd. In Jesus naam, amen. My liewe mens, praat met my asseblief. Ek gaan jou nou my nommer gee. Praat terug, stuur vir my, sê, Ben, jy's van die pad af. Maar jy moet dit definieer. Jy moet sê, waar sê God ek is van die pad af? Ek sê wat ek glo die Heilige Gees vir my sê. My telefoonnommer is 072 577 1196. 072 577 1196. Dankie dat jy saam my bid. Dankie dat jy ook vir my bid. Dankie dat jy aan my en Francis dink aan ons bediening elke keer as jy bid. Dankie vir almal wat finansiëel bydra. Ons het dit regtig baie nodig en dit gaan net vir kruiskyk. Dit gaan vir niks anders nie. So 1 of 2 radiostasies waar ek op radio's bedien. Betaal dit my lisensie. Baie dankie dat jy nog inskakel by Braambos. Dankie dat jy hierdie boodskappe gaan aanstuur. Dis baie belangrik. Word 'n evangelis en vat my woord wat God vir my gebruik het. God se woord wat God my gebruik het. Dis die regte bewoording en stuur dit uit. Baie liefde, Ben en Francis Loubser. Ons gemeente is Jesus is lig in Eastvale Springs. Die Here seën u. Amen.